So Louis, vandag se vraag is, wat is die verskil tussen trauma en net 'n moeilike tyd? Dis 'n interessante vraag want dit voel ja, dat jy moet verduidelik. Hoe sou jy dit bewoord? Ek dink die vraag spruit daaruit dat baie mense voel dat die woord trauma word oorgebruik en omtrent vir alles ingespaar. Vir enige tipe lewensomstandigheid. Jy weet, mense sal verwys daarna dat hulle 'n slegte tyd gehad en hulle is deur trauma. En die argument daarteen is, ag nee, wat alles in die lewe kan nie trauma wees nie, en deur dit so te sien, verhoed mens dat mense draagkrag opbou, veerkragtigheid opbou. Die ander kant van die saak is wel dat deur baie keer sekere ervarings te ontken, kan mens trauma miskyk, wat ook waar is. So daar is twee kante van die saak. Maar jy weet, mens moet net begin deur te sê dat dit lyk asof 'n deel van 'n moderne kultuur of die moderne tye waarin ons leef, veral onder jonger mense in sekere kultuurgroepe, is dat hulle verbaas is as dit met hulle sleg gaan. Jy weet, as jy vakke druip, as jy finansiële terugslag het, as verhoudings beëindig en so aan. Die feit van die saak is dat moeilike tye is deel van die lewe. Dit was altyd en dit sal altyd wees. Dit is nie trauma nie. Almal gaan deur moeilike tye. Maar kan hulle dit as traumaties ervaar, omdat hulle het nooit geleer, daar is so iets wat sulke moeilike tye en hoe om daardeur te gaan in geval van ouers wat hulle altyd beskerm het. Voel vir my, baie keer is hulle trauma tog baie relevant, want die arme kind het nooit geleer dat iets gaan verkeerd gaan nie. Wel, dit is 'n goeie punt. Want trauma word verskillend ervaar. Jy weet, as jy dink aan iets soos 'n konflik met gesinslede, dis deel van die lewe. Maar sekere konflik met gesinslede kan geweldig traumaties wees, dit is so. Sekere finansiële terugslag wat ook deel is van die lewe, kan geweldig traumaties wees, afhangende van die omstandighede. Maar mens begin deur te sê dat moeilike tye is maar deel van die lewe. Maar daarby sê ons dat trauma word nie gedefinieer deur hoe dinge van die buitekant af lyk nie. Dit word gedefinieer deur hoe dit van die binnekant af ervaar word. Daarom op 'n konsekwente manier. Nou, tradisioneel kyk ons na trauma gereeld daarna as 'n ervaring wat iemand se funksionering is heeltemal oorspoel. Jou vermoë om op die oomblik te kan deel met wat aangaan, om te kan prosesseer, om te kon integreer. As jy geweldig sukkel daarmee, dan praat ons van 'n trauma effek. En mense kan dit verskillend ervaar. Kyk, dink aan 'n mediese probleem. As jy 'n harde hou op jou been kry, dis deksel seer, en dit is pynlik en is sleg. Maar as jy jou been breek, dis traumaties, want dit beperk jou vermoë om te kan beweeg en te kan funksioneer. Nou, albei voel vir my dat nie een van die twee moet te langdurig aanhou nie. Want dit voel vir my, as jy aanhoudend in 'n stresvolle, moeilike tyd is, waar jy angstig is die hele tyd, en as jy wel trauma ervaar het, en jy is in 'n trauma skokreaksie of wat ook al, nie een van die twee moet te lank aanhou. Of is ek nou verkeerd? Dit voel vir my net, dat maak nie saak wat jy nou dink, is jy nou in trauma of in 'n moeilike tyd is nie. Nie een van die twee moet lank aanhou. Wel, tyd is nie altyd 'n bepalende faktor nie, jy weet. Mens hoef nie vir weke met jou ingeperk te wees om trauma te ervaar het nie, om mee te begin, en dis wat jy sê. Maar aan die ander kant is daar gevalle waar mense vir jare in trauma sit. Posttraumatiese stres of verlengde posttraumatiese stres is 'n bekende voorbeeld daarvan. So natuurlik, wat jy ook impliseer, is as mense in 'n traumatiese situasie is en dit hou vir lank aan, dis vir baie min mense is in staat
om te kan hanteer aanhoudende trauma, nê. Wie kan elke dag in 'n motorongeluk wees en goed funksioneer sielkundig, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit is tog so. Ons is nie gebou daarvoor nie. Nee, ons is nie gebou daarvoor nie, maar dit voel vir my die moeilike tyd. En nou dink ek, wat is 'n moeilike? 'n Moeilike tyd kan uitbranding wees. 'n Moeilike tyd kan die verlies van iemand hê. 'n Moeilike tyd kan jou werk verloor. 'n Moeilike tyd kan egskeiding wees. Ek bedoel, mens wil tog nie hê dat die lyf moet te lank in 'n gestresste, angstige toestand bly nie. Mens moet ook kyk, selfs is die traumatiese deel die meer ernstige deel, moet 'n mens tog sekerlik bewus wees dat in 'n moeilike tyd moet jy nie net besluit, okay, ag, is maar net 'n moeilike tyd en nou moet ek maar net deurdruk nie. Alhoewel daar gaan seker ook sulke tye wees. Die goed kan oorvleuel. Maar weer eens, waar jy in trauma sit, is waar jy nie kan funksioneer nie. En dit is redelik duidelik om te kan sien. En onthou wat gebeur as mens, ons praat nou van sielkundige trauma, né? Waar jy emosioneel swaar kry. Nee, ekskuus tog. Dan kan geen mens kan lank funksioneer nie, want jou liggaam is in 'n oorlewingsstryd. As jy in 'n motorongeluk is, of jy is in omstandighede waar jy mishandel word, of jy loop verby die woning waar jy 'n hond oor die draad spring en jou byt. Jou liggaam gaan in 'n skokreaksie in 'n oorlewings veg of vlugreaksie. As dit môre gebeur, gaan dit weer aktiveer en weer aktiveer en weer aktiveer, en een of ander tyd gaan jy letterlik nie uit die bed uit kan opstaan en jy sal so siek word want jy gaan inflammasie kry van al die geweldige adrenalien en kortisol. En daar's baie navorsing ons hieroor gedoen, mense wat in abnormale traumatiese omstandighede vir 'n lang tyd is, baie mense kom nooit reg nie. Dit is so. Wat kan 'n mens dan doen? Kan jy so lank iets self doen? Kan jy so lank, is dit dan die klisjées van beter eet en beter slaap en kyk na jou patrone en al daai dinge? Dit voel vir my, dit is iets wat mens self in elk geval kan doen, of dit nou waar in watter konteks jy ook al jouself bevind. Ja, kyk, mense wat sielkundige trauma ervaar, hulle weet dit. Hulle weet dalk nie dat dit sielkundige trauma is, maar hulle weet dit gaan baie sleg, en meestal weet die mense om hulle dit ook. Want dit verander jou in die oomblik, al is dit kortstondig, jy kan nie funksioneer nie, jy weet, of op hoe jy dink, of hoe jy optree, of hoe jy voel, dis baie duidelik, dit gaan sleg. In 'n ideale wêreld, waar ons onbeperkte hulpbronne het, kry ons soveel hulp as wat ons kan. Jy gaan na jou algemene praktisyn toe, gaan die sielkundige toe, die psigiater toe, waar jy ook al kan hulp kry, want daar is regtig goeie hulp vir trauma, né? In 'n minder ideale wêreld, is dit baie belangrik om te verstaan dat jy in 'n oorlewingsstryd is en dat jou oorlewing is belangrik. Jy moet oorleef en jy moet fisiologies oorleef, want jy's getraumatiseer, jou liggaam is in 'n skokreaksie, veg of vlugreaksie, jy skei adrenalien, kortisol af, jy is in 'n veg of vlugreaksie en jy moet dus oorleef op 'n basiese manier. Jy moet dus slaap, jy moet eet, jy moet aan die beweeg bly, want jy sukkel om te funksioneer. Jy moet jou roetines aan die gang kry, jy moet uitreik na die mense wat jy moet help, jy moet werk as jy kan, as jy nie kan, jy moet jy hulp kry, op een of ander manier. Dis wat moet gebeur. So ons gaan terug na die basiese toe, ons neem beheer oor die voertuig wat die vrag moet dra. Die vrag is baie swaar, maar die voertuig moet die vrag kan dra, en ons moet daar die voertuig ten alle koste aan die gang hou.